So regtig goeiemôre almal wat ek nog nie hand geskit het nie. Goeiemôre, dis so lekker om saam te wees, by mekaar te wees. Ons is in die middel van 'n reeks. Ons is in die middel van hierdie reeks. As jy vir die eerste keer dalk hier is of vir die eerste keer luister, jy vind jouself in die middel, maar jy vind jouself ook by die een wat ek dink die meeste na geluister moet word en die meeste moet verstaan word en dalk hopelik van ons dalk weer oor gaan dink, want ons kom by ons teksvers vir die laaste 5 maande, 5 weke voordat ons by Paasfees uitkom. En ons skrifvers is Eksodus 34 vers 6 tot 7. Onthou Moses het die 10 gebooie gaan kry. God het kwaad geword en hy sien wat die mens gedoen het. En Moses stap af by die berg en hy verloor sy Hemeer en hy gooi die 10 gebooie stikkend. En God nooi hom terug na die berg toe en sê vir hom, bring jy nou klippe en ek sal, dan skryf jy neer wat ek vir jou sê. En Moses gaan 'n tweede keer op na die berg toe, maar hy sê vir God, ek wil hê jy moet vir my wys wie jy is. In ander woorde, ek wil meer soos jy wees. In ander woorde, ek wil tot bekering kom. In ander woorde, ek wil weer gebore word. In ander woorde, ek wil 'n Christen wees. Ek wil wees soos my God. So vertel my wie jy is, sodat ek daarop kan fokus. En ons moet hierdie 5 eienskappe ken, want dit is meer as 20 keer herhaal in die Bybel en baie ander kere geïmpliseer. Hierdie is God se 5 hoofkarakters wat hy gekies het uit baie, om aan Moses in sy noot te sê, dis wie ek is. Dis die eerste keer in die Bybel dat ons so iets sien ook. En so kom ons fokus daarop. Ek lees vir julle. Eksodus 34, 6 tot 7. Terwyl hy staan oor daai prentjie, nou net terug gaan na daai prentjie toe. Terwyl hy by Moses verby beweeg, het hy uitgeroep, ek is die Here, ek is die Here. Ek is 'n God wat barmhartig en genadig is. Okay? Waar is ek? Hy het geduld met mense. Nou dis my vertaling, maar die regte vertaling is stadig om kwaad te word. En ek wil hê ons moet kies om daai frase te hoor, want geduld, ons lees net verby geduld. Ons moet net geduldig wees. Ons lees verby dit, alhoewel dit is wat dit beteken. Maar kwaad is die woord wat ons die mekaar maak, en so, hy is stadig om kwaad te word. Hy is lojaal en getrou, bly vol liefde teenoor al die geslagte, duisende geslagte. Ek vergeef alles wat hulle verkeerd gedoen het. Ek laat sonde egter nie sommer verbygaan nie. Ek straf selfs die kinders tot in die 3de en 4de geslag daarna vir die sondes wat hulle voorouers gedoen het. Nou ons het 'n groot probleem met daai laaste sinnetjie, weens ons probleem met kwaad wees. En so deur die boodskap, alhoewel ek nie op daai laaste sinnetjie gaan fokus nie, hoop ek deur die leiding van die Heilige Gees jy eers ook 'n bietjie iets sal verstaan oor daai laaste sinnetjie voor ons daarmee afsluit. Maar daai laaste sin behoort 'n bietjie duideliker te wees na vanoggend, hoop ek. Maar ons gaan fokus op die karakter wat God spesifiek in die middel gesit het. Want dit voel soos die negatiewe een. Stadig om kwaad te wees. Ons wil nie hê jy moet kwaad wees nie. Hy is stadig om kwaad te wees. Ons wil nie hê jy moet straf nie. Ons wil nie dit hê nie. En so ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Barmhartigheid het ons gesê is die baarmoeder van God. Dit is so mooi, dis wat die woord beteken. Dis hoe Afrikaans dit so mooi reg gekry het om te sê barmhart. Dis iets binnekant, diep binnekant. Dis mooi as ons gekyk na genade laasweek en dis 'n moeilike woord want ek dink ons misverstaan dit baie keer en ons weet nie eintlik wat ons sê as ons dit sê nie. En ek bid in die naam van Jesus, wat beteken dit? Wat beteken genade? En genade beteken iets moois, dis mooi. Dis iets wat iets wakker maak aan my binnekant. Genade is hoe jy kyk na die wêreld. Genade is altyd in die oog. Soos barmhartigheid iets is wat aan die binnekant begin leef of lewe gee, soos die hart of die baarmoeder. So is genade iets wat in jou oog is. En as jy nie kan sien dat dit mooi is nie, kan jy nie aan genade aan dit bewys nie. En God soek wat mooi is oor die aarde. En hy sien wat mooi is, Paasnaweek. En as gevolg van die feit dat daai mooi is, gee daai aan ons weer genade. Dit is baie mooi, maar in elk geval, dit was laasweek sin. Die baarmoeder in die oog. Ons gaan vandag stil staan by stadig om kwaad te word. Gaan vinnig terug na daai prentjie toe. Ek het daai prentjie gekies, want ek is so lief vir Ocean Drive, elke liewe oggend, elke liewe middag as ek die kinders aflaai. Dis die haatlikste pad in Ballito, en raai wat, dis die enigste pad in Ballito, daar is nie ander paaie nie. Dis die enigste pad wat ons koppel aan mekaar, en hy is vol hobbels.
Okay, vol goed wat ek moet staar, ek kan nie, ek kry nie eers 900 kilos op 2 tenke petrol nie, want dit stop en accelerate, en ek hou daarvan om petrol te gebruik, en almal stop net in Ocean Drive, en laai net af, en laai net op soos hulle wil, en dit is 'n nagmerrie, ek verpes dit. Hobbels maak my kwaad. Hobbels maak my kwaad, ek weet nie wat om vir julle te sê nie, dit maak my kwaad, want ek moet stop, en ek moet stadig. Sien julle dit? God is stadig om kwaad te word. Ek wil vinnig uitkom by die skool, ek wil 60 ry in 'n plek wat jy seker nie eers 30 kan ry nie, dis wat ek wil, en as ek nie kan nie, is ek kwaad, en hobbels maak my stadig, en dit maak my soms nog kwaader, maar dis ek, en ek wil hy prentjie vir julle gee, want ek wil hê ons moet fokus op wat God sê, en nie wat ons voel nie, ons verstaan nie kwaad nie, en daarom misverstaan ons God, so kom ons gaan kyk daarna, Die fokus op hierdie persoonlikheid van God, hierdie karaktereienskap althans van God, is nie op die woord kwaad nie, maar op die woord stadig. So God is barmhartig, God is geduldig en God is stadig. Maar dit klink nie reg nie. Okay? Hurry up. Dit klink nie reg nie, maar dit is waar die fokus lê. Die fokus lê nie op God is kwaad nie. Die fokus is God is stadig. Hy is geduldig, hy is lankmoedig. Hy is stadig. Dis wat hy vir ons wil sê. Maar ons sukkel met dit, want ons verstaan nie, as ons die Bybel oopmaak en ons lees, orals waar woede gelees word, of waar iets gebeur, dan lyk God baie kwaad. Tye in my lewe, wanneer ek deur moeilike tye gaan, dan lyk God vir my so kwaad, en dan maak dit my so kwaad, want God lyk so kwaad. En God word kwaad. God word definitief kwaad. God word baie kwaad. Maar ons moenie God verstaan deur ons oë nie. Moses probeer uitvind wie God is, sodat hy kan verander. Ons moenie probeer om God in ons beeld te maak. Ons moet geskep word na sy beeld. En ons moet kwaad verstaan, soos hy dit is. Nou, wat beteken kwaad? Woorde maak saak. Ek weet dit verveel party mense, maar jy kan nie net aanhou sê in Jesus naam, en nie weet wat die naam beteken nie. Jy kan nie sê jy is 'n Christen, en nie weet wat dit beteken nie. Dis vals, dis leeg, dis sonder krag. Onthou, die logos is woorde, rema is die krag in daai woorde, en ons leef deur rema, ons leef deur die uitgesproke woord, wat krag het en 'n betekenis het. Nou wat beteken, God is stadig om kwaad te word? Wel, wat beteken die woord kwaad in die Bybel? En is baie interessant, en so ek wil dit vir julle lees. Heel wat in die Bybel sien jy dit raak, maar jy sal dit nie raak sien tensy jy nie daarvoor kyk nie. En van die mooi, as baie voorbeelde, maar ek het nie soveel tyd, en van die mooiste voorbeelde, Psalm 18 vers 8 tot 10, sê die volgende: Toe het die aarde geskud en gebewe, die fondamente van die berge het gerammel, hulle het geruk vanweë sy toorn, sy woede. Die hele wêreld skud omdat God kwaad is. Sy toorn. Hoor nou vers 9. Rook het uit sy neusgate geborrel. Verterende vlamme uit sy mond, gloeiende kole uit sy binneste. Hy het die hemele oopgebreek en afgekom. Die donkerte was onder sy voete. Eva, die slang sal onder sy voete wees, né? Dit's mooi, dit's baie mooi. So God is kwaad, en die hele aarde voel dit, maar die resultaat van sy woede is die duiwel se straf. Is dit nie mooi nie? Wanneer God is kwaad, yay! Die donkerte is onder sy voete. Nee, maar ons voel dit nie, want ons voel die aardbewings. Ons is bang. Maar wat mooi is hoor hierdie woorde, rook het uit sy neusgate geborrel. So wat is die woord kwaad in Hebreëus? Die woord kwaad, is baie interessant as jy dit reg oor die Hebreëus sê nie, maar die woord beteken letterlik warm neuse. Nou maar nie 2 neuse op jou gesig is nie, het die vertalers besef, wat eintlik in prosa en poesie gesê word, is neusgate. Warm neusgate. Dis die woord vir kwaad, woede. Stadig om kwaad te word, God is stadig vir sy neusgate om warm te word. Dis baie interessant. Nou dink aan die beeldspraak, hoe mooi die mense verstaan die Openbaring, is sulke mooi beeldspraak. Sien dit mooi in die beeldspraak. Sien as jy kwaad is, sien 'n tekenprentjie.
Ek wil net nie net 'n spar uit. Jy weet wat doen jy as jy kwaad is? Jou neusgate gaan so, nê? Ons nou die Jode, okay, nee, as ek dit nie sê nie, miskien word ek op YouTube afgehaal. Sekere nasies het groter neuse as, ek weet, jou neusgate is dalk groot en dit flare dalk meer. Okay, moet nou nie so maak nie. Maar jou neusgate flare dalk meer as ander. Jy dalk 'n fyn neusie, maar ander se neusgate wys as hulle kwaad is. God se neusgate wys as hy kwaad is. Dis wat hulle hier sê. As jy na hom kyk, kan jy sien sy neus brand warm. Dis baie interessant. En daai hele frase stadig om kwaad te wees is nie die frase stadig om kwaad te wees nie. Dit is sê letterlik hy is lank in sy neusgate. Baie interessant. Sy neusgate is lank. Sy warm neusgate is lank. En so daarom in die mooi Afrikaanse woorde langmoedig. Dis is barmhartig. Ons Afrikaanse taal is so mooi, hulle het die Hebreëus gesien. Ons taal het baie te doen met die Bybel, né? Ons weet dit, ons kultuur is baie diep in die Bybel. En so ek hou daarvan as ons woorde eintlik na die Bybel toe gegaan het vir sy definisies. Barmhartig, baarmoeder in die hart, binne, lewe kom daai. Lankmoedig, lank, stadig is die woord lank. In Engels moedig, ons gebruik nie meer die woord moedig nie, klink nie reg nie, ons het 'n ander woord vir dit. Engels het 'n mooier woord, long suffering. Slow, long, before suffering happens. Baie mooi, ek hou so mooi daarvan, ons moet dit verstaan. Dis wat daai woord beteken, stadig om kwaad te word. So wat maak ons kwaad? Dis die vraag. Wat maak jou kwaad? En dis in die Engelse woord, seker in die Afrikaanse woord ook, maar in die Engelse woord, suffering maak jou kwaad. Dink daaroor, wat bring jou tot op 'n punt waar jy kwaad raak? Waar jy nou finaal en al die tantrumpie gooi. Wat maak jou tot woede losbars? Swaar kry. Gewoonlik jou eie swaar kry. Ocean Drive. Okay. Ek wil nie stop nie. Ek's kwaad. Want ek sukver, want nou moet ek briek en petrol betaal. Ek kry swaar en nou is ek kwaad. Swaar kry maak ons kwaad, dis net 'n feit. As jy deur baie swaar kry op 'n oomblik in jou lewe gaan, jou verhoudings kry seer want die kleinste dingetjie maak jou kwaad. Dis verstaanbaar, dit verduidelik jou gedrag, dit verskoon dit nie, maar dit verduidelik dit. Swaar kry maak ons kwaad. En dan wil ons boks en beklei en breek en net oorbegin. Swaar kry maak ons kwaad. Nou dis lelik wanneer jy selfsugtig swaar kry en kwaad raak. Dis wat meeste van ons ken en dis hoekom woede ons 'n negatiewe ding is, want ons ken hoofsaaklik woede uit 'n selfsugtige kwaad word. Maar dink aan woede wanneer dit mooi is. Dink wanneer jy kwaad raak vir swaar kry in ander mense. Dink hoe mooi dit is as jy tot 'n woede kom, want jy wil iets regmaak en dit emosies kom op 'n punt waar jy gaan jouself aktiveer. Al het dit niks met jou te doen nie, en kan jy wegloop, dis nie reg nie, dis nie goed nie, dis nie goed dat niemand iets daaromtrent doen nie, dit maak my kwaad dat dies wat iets moet doen, dit nie doen nie, en so ek sal iets doen, en gaan praat selfs met dies wat dit nie doen nie, om te korrigeer wat se foute daar is, om iets reg te stel, is kwaad. Maar in elk geval, ons weet bitter min van kwaad wees, ons kry dit nie reg nie. Ons kry dit nie reg nie. As barmhartigheid iets aan die binnekant is, en genade is iets aan die binnekant, en liefde is iets aan die binnekant, en getrouheid is iets aan die binnekant, is hier die middelste karakter, wanneer hy stop, sê hier het iets te doen met die buitekant. Ek stop hier in die middel, want ek gaan jou klomp karakters gee van myself, en wat aan die binnekant aangaan, maar ek wil jy met iets verstaan met hoe ek reageer op wat buite aangaan. Want woede is 'n sekondêre emosie. Woede is nie iets wat jy is nie, woede is iets wat jy ervaar. Woede is iets buite jou, dis rook uit jou neusgate uit. Dis iets wat uit jou uitkom, dis iets wat van buite afkom en is 'n sekondêre emosie, nie 'n primêre emosie nie. Soos barmhartigheid nie. Dit is as gevolg van iets dat woede kom. En God wou stop en sê, ek word geaffekteer deur wat om my aangaan. Is God 'n passiewe God? Sit hy net daar bo en kyk af en soos hy dit plaas nie, is hy besig om iets anders te doen? Nee, hy is betrokke in sy skepping. Sy skepping beïnvloed hom, want hy is 'n betrokke God. Hy is hoog en verhewe. Beteken nie wat jy doen raak hom nie. Lees jou Bybel, dit raak hom diep. Want hy is lojaal aan sy liefde teenoor ons.
En so hy probeer sê, nou, hy sê, wat hier op aarde aangaan, het 'n sekondêre effek op my. En dis mooi, want daai sinnetjie letterlik is weer goeie nuus, want dit sê, God word beweeg in sy emosies, deur wat ons doen. Dit maak hom persoonlik. God moenie kwaad wees nie. Wel, dan is hy nie 'n persoonlike God nie. Dan sê hy 'n robot nie, druk die knoppies en jy kry wat jy gedruk het. Nee, hy het emosie. Hy's persoonlik. Hy staan in verhouding. Dis alles mooi gedagtes en mooi woorde. Ons dink gewoonlik aan ons emosie, aan woede as 'n negatiewe emosie, want die mensdom kan nie sy woede onder beheer kry nie en is selfsugtig in sy sekondêre emosies. Onbeheerde woede lei na verwoesting. En elke keer wanneer ons verwoesting in die Bybel sien, wanneer God dit bring, dan dink ons, God is soos ons. Elke keer wanneer ons verwoesting sien, dan sê ons, jep, God is weer kwaad, iemand bring 'n offer, iemand please hom asseblief. Maar woede is 'n positiewe emosie, hoofsaaklik in God se oë, want dit wys vir ons wat ons as waardevol beskou. Het jy al ooit aan jou woede gedink as 'n positiewe ding, want dit wys jou wat jy as waardevol beskou? Ek beskou myself as waardevol, as ek vinnig wil ry op Ocean Drive, en hier's een of ander ou hier voor my wat dink hy die reg om 30 te ry. Weet jy hoekom nie? Dis 'n normale pad, jy kan 60 ry, dis die wet. Volg die wet. Moses het gesê, en ek wil graag 60 ry, en hy wil 30 ry, wie is hy om my te stop? Ek volg die wet, hy doen nie, en ek wys jou wat waardevol is vir my. Wat's waardevol vir my? Ek is waardevol vir my. Okay? Nie die ou voor my nie. Ek is waardevol vir my, en daarom raak ek kwaad vir die ou wat kies om 30 te ry. Ek sê my tyd nie, ek sê regtig gepla dat die kinders gaan laat wees vir skool nie. Dis nie my kinders nie, ek sê gepla dat hulle vroeg by die skool moet wees nie. Ons gaan betyds wees. Die enigste ding wat my kwaad maak, is wat vir my waardevol is, en dis ek en wat ek wil hê. Dit's baie interessant. Woede wys jou wat vir jou waardevol is. As jy vir jou vrou kwaad raak, as woede uitbars in die huwelik. Hoekom het woede uitgebars? Wat is waardevol vir jou? En ons het nodig om so daarna te kyk, want dan gaan dit eventueel positief kan word. En dis mooi. Ok, so wat maak God regtig kwaad? Wat maak jou regtig kwaad? Jy het nodig om daaroor te dink, maar ons is vandag by God. Maar jy het nodig om huis toe te gaan te dink, wat maak jou regtig kwaad? Dit gaan baie vir jou sê oor jouself. Maar wat maak God regtig kwaad? Hoe jy woede beskou, veral in die Bybel, gaan bepaal hoe jy God sien en beleef. En dit is 'n belangrike sinnetjie, wat as dit alles wat jy huis toe vat, kan die Heilige Gees jou diep in die skrif inlei as jy wil. Maar hoe jy woede verstaan en ervaar, gaan bepaal hoe jy God verstaan en ervaar. Want God sê, woede is deel van my. Dis net, die woord is stadig, maar daar is woede. En so ons kan nie woede ignoreer en net geduld gebruik nie. God sê nie hy is geduldig nie, hy is stadig om kwaad te word. En so ons moet gaan kyk na woede, want as God kwaad word, hoe jy dit ervaar, bepaal hoe jy hom beleef en sien. En baie mense draai weg van God, want ons dink hy is 'n mens net soos ons. Hy is nie. Maar ek gaan vir julle twee, daar's so baie, ek moes uithal. Ek gaan vir julle 2 versies lees. En hierdie versies moet jou omkrap in jou maag. Die woord van die Here is heuning om jou lippe, bitter in jou maag. Ek wil hê hierdie versies moet vir jou bitter in jou maag wees. Numeri 11, vers 1 en 2. Die volk het by die Here begin kla oor hulle swaar kry. Toe die Here dit hoor, het hy kwaad geword. Ok, so die Here is kwaad, die mense kla. 4 warm neusgate, rook, hitte, vuur wat van die Here afkom, het onder hulle uitgebreek. Dit het tot op die kante van die kampe begin brand. Hulle het na Moses toe geroep om hulle te help. Hy het tot die Here gebid en die vuur het bedaar. Dis laasweek se preek. Die volk Israel het nie genade in die oë van die Here gekry nie, soos die Jode voor Ester se man. Maar hulle het geweet, Moses het genade by die Here. En toe draai hulle na die een wat mooi is in die Here se oë. Hulle sê, help ons tog. En omdat hy genade by die Here kry, toe draai hy na die Here toe. Die Here gee vir hom genade en hy vat hy genade en hy gee dit vir die volk.
Dis wat Paasnaweek doen, dis wat ons veronderstel is om te doen. Leef mooi, kry genade, gee dit aan dies wat nie mooi is nie. En jy sien nie net laasweek, jy sien nie net die barmhartigheid van die Here wat wil hê, hy wil help, hy wil mooi maak, hy wil restoreer, hy wil vrymaak, hy wil ons ergens heen vat wat beter is nie. Jy sien ook sy genade, soos hy sy vuur laat ophou brand, maar wat jy hoofsaaklik hier sien, is woede. En die mooi gedeelte is, alhoewel dit hard is, hy laat vuur uitbrand tot in die uithoeke van die kampe. Dis hard om dit te lees. Maar dit het gestop. Dit hoef nie te gestop het nie. Jesaja 5 is so 'n harde stuk Bybel. Julle hierdie was versies wat ek wens ek uit die Bybel kon uithaal. Want ons worstel hiermee, maar jy kan dit nie ignoreer nie. Jesaja 5 vers 25. Hulle het die woord van Israel se heilige een geminag. So hulle het gekla, hulle het die Bybel geminag. Hier is 'n storie waar hulle die Bybel geminag het, die woord van die Here geminag het. Daarom het die woede van die Here teen die volk ontvlam. Daarom het hy sy vuis opgelig om sy volk plat te slaan. Die heuwels bewe en die lyke word soos vullis wat op die straat gegooi is. Dit is aaklige beeldspraak. God se vuis is opgelig en die lyke hoop op soos vullis wanneer ons regering dit nie wil opneem nie, optel nie. Selfs dan, wanneer die lyke soos vullis ophoop, aaklige beeldspraak, selfs dan, wanneer die lyke ophoop, sal die Here se woede nie uitgebrand wees nie. Sy vuis sal reg wees om weer te slaan. Okay, mooi. Dankie. Amen. Geniet julle dag, mag julle 'n lekker week hê, sien julle volgende week, ons praat oor liefde. En weer, come on. Dis 'n verskriklike stuk Bybel. En ja, pastoor, dis nie in konteks nie. Ek hoor jou, maar hierdie kom voor die konteks. Dit bly verskriklik. Dit bly verskriklik. Jy kan nie met woede speel nie. Woede is nie net iets wat jy net ignoreer nie. Jy moet woede verstaan en dan terugstaan en dankbaar wees dat hy stadig is met sy woede. Maar as jy nie woede verstaan nie, gaan jy dit ignoreer. Jy gaan ag, hy's lief vir my. Ag, wat maak dit saak? Deuteronomium 29. Julle wat so laks is, julle wat so dink julle kan wegkom hiermee. Pas op dat my toren nie teen julle brand nie. Die eerste week, barmhartigheid. Wanneer ons barmhartigheid misbruik, ek het dit in die eerste week gesê, pas op wanneer jy barmhartigheid en genade misbruik. Dan moet jy bang raak, want God het ook woede. En so moenie daarmee speel nie, verstaan dit en dis dankbaar, dis stadige reaksie, maar daai 2 verse is vreeslik. So, hoe jy woede beskou, gaan 'n groot effek hê op hoe jy God verstaan. En so ek wil net vinnig probeer om daarna te kyk. Wat is die eerste storie in die Bybel waar ons God se woede dink jy die duidelikste raak sien? Nou dink by jouself, ek wonder of ons almal dieselfde storie in gedagte het. Waar sien jy God se woede die sterkste en die duidelikste? Nee, waar sien jy God se woede heel eerste in die Bybel? Sterk, in jou gesig. Noag se storie? Baie van julle gaan sê Noag? Nee. Nie Adam en Eva nie, Kain en Abel nie Noag nie. Die woord bestaan nie. Jy lees glad nie van daai woord nie. Almal wat sê Noag se storie, is die eerste keer waar jy God se woede sien, gaan lees weer die storie. Emosies maak saak. Ek het nie 'n prentjie daarvan op die skerm nie, maar ek het dit geprint. Jy noem dit 'n emotions wheel. Gaan Google dit, gaan print dit, dis baie interessant. Dan wys hy jou hoofemosies, wat sekondêre emosies het, wat derde emosies het. Dis oulik om te gaan kyk na wat voel jy regtig. Ons sal baie keer beklei, ek is kwaad. Nee, jy's nie kwaad nie. Jy's iets anders. Jy verstaan net nie emosies nie. Baie interessant. The emotion wheel. Gaan kyk daarna. Maar die Bybel draai nie doekies om by die storie van Noag nie. Die Bybel sê reguit vir ons by die storie van Noag. God het die extent van die mense se wreedheid gesien, dat alles verwoes op die aarde is, wat ook al hy daar sê. En dan sê hy, en dit het God was grieved. Dit het hom grief. In sy hart was hy, lees jy Afrikaans, bedroef. Nie kwaad nie. Die hele aarde
was belaai met kanker en besig om dood te gaan. En God was hartseer. Dis 'n plek vir God om kwaad te wees. Nee, hy was hartseer. Moenie te vinnig wees om God kwaad te noem nie, want God is nie vinnig om kwaad te word nie. Selfs in die vloed sien ons God se hartseer hart en nie sy kwaai hart nie. Weet julle waar kom die woord kwaad die eerste keer voor? En dis amazing as jy dit lees, want dis eerstes maak saak. En jy sien dit die eerste keer die gebruik van hierdie woord, want God wil hê, hier is hoe kwaad lyk. Hier sou dit lyk as hy kwaad is. En dat God doen dit as prins, sodat ons nie hom misverstaan nie. Die eerste keer wat jy die woord kwaad lees, is eers in Exodus 4, vers 14. En dis Moses, en hy's by die brandende bos. Dis die eerste keer dat jy die woord kwaad lees, en jy gaan dit 4, 5 verskillende kere in hierdie boek lees, maar die eerste keer is in Exodus 4 vers 14. Moses kom by die brandende bos, en 5 keer redeneer hy met God en hy sê vir God nee. 5 keer sê hy vir God nee. Gaan. Nee, kan nie. Farao gaan nie luister nie. Gaan. Nee, kan nie. Mense gaan nie luister nie. Gaan. Nee, kan nie. Hy kan nie praat nie. Gaan. 5 keer redeneer hy met 'n man wat 'n bos laat brand, woede, vuur, brand, wat die hemel al geskaap het, en hy redeneer met so 'n vors. Hy het nie vrees nie. Hy is nie bang nie. En hy speel met vuur, letterlik, brandende bos. Hy speel met vuur. En 5 keer sê hy vir God nee. En hoor wat, hoe tel die Bybel dit op? Na Moses 5 keer nee gesê het. Dis asemrowend hierdie. Hoor hoe mooi is dit. Toe ontvlam die toorn van die Here teen Moses. Toe brand God se neusgate warm. 5 keer. Hoe lank moet ek met die mensdom opgeskeep sit, Jesus sê. Hoor mooi, toe ontvlam die toorn van die Here teen Moses. En wat, toe slaan hy Moses dood neer met 'n plaag. Eerste keer wat jy die woord woede lees in die Bybel, onthou dit. Dis die eerste keer. Hierdie gaan definieer hoe God optree in woede. Toe ontvlam die toorn van die Here teen Moses. En hy sê, is jou broer Aaron die Lewiet nie daar tussen hulle nie? Ek weet dat hy goed kan praat. Hy gaan ook al hiernatoe kom om jou te kom ontmoet. As hy jou sien, sal hy bly wees in sy hart om jou te sien. Ek sal vir jou die woorde gee wat jy vir hom kan gee, en dan kan hy die praatwerk doen. OK, nou kan julle maar gaan. Is dit hoe jy praat met iemand as jy kwaad is vir hulle? Is dit woede? Waar is die woede? Dis die eerste keer dat jy lees oor woede. Waar is die woede? Dis genade. Ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Die woord is woede. God se neusgate brand warm. O, jy wil nie vir my luister nie. Well, ek stuur aan Aaron, hy sal tog so bly wees om jou te sien. Kyk. Stadig om kwaad te. Stadiger as wat jy dink. Selfs wanneer sy neusgate brand. Pas op, dis warm, maar dis stadig voor die vuur kom. Dit is so mooi. Julle, as hierdie nie vir jou mooi is nie, as hierdie nie is hoekom God goed is nie, as hierdie nie is hoekom dit 'n goeie evangelie is nie, as jy nie kan raak sien die simboliek en die prosie en posa binne in hierdie stories oor hoekom ons godsdiens die enigste ware godsdiens is nie, dan weet ek nie wat jy hoor nie, want waar is die woede in die eerste storie van God se woede? Dit is stadig. Want dit gaan gehou word, maar jy gaan dit in die volgende storie sien. Exodus 15. Dis die tweede keer dat die woord in die Bybel voorkom. En die keer is dit nie vir 'n Jood nie. Dis vir 'n Egiptenaar. Farao sê 10 keer vir God nee. Moses het 5 keer nee gesê. Farao sê 10 keer nee. Dubbeld, gaan lees dit maar, dubbeld soveel soos Moses. God is stadig, maar hy word kwaad. En in Exodus 15 vers 7 tot 8 skryf hulle hierdie gedig oor God en wat hy gedoen het met die Egiptenare by die see. En hoor wat skryf hulle. In u groote hoogheid werp u diegene neer wat teen u opstaan. Moses het teen hom opgestaan. Maar God is stadig om kwaad te wees.
Farao het teen hom opgestaan, maar hy het aangehou en daar is 'n einde aan genade. Want genade is iets wat mooi is. En as die mooi verdwyn, en jy sien nie eers die mooi in wat mooi is nie. In u groote hoogheid werp u diegene neer wat teen u opstaan. U stuur u torengloed, die brandende neusgate, u stuur die torengloed uit, soos vuur wat gras verbrand. Wow. En deur die geblaas van u neus, sien julle weer die beeldspraak? Is baie mooi, is die tweede keer en daar kom die neus weer in. En deur die geblaas van u neus het die waters hulle opgestapel en die strome het bly staan soos 'n wal. Deur die blaas van die neus het hy die waters reg gekry om die Egiptenare uit te wis. Sy woede is nie 'n grap nie, maar dit is baie stadig. Prys die Here. En die tyd op spandeer nie, maar die derde keer wat jy dit sien, is dit interessant. Die Here raak kwaad, dis Eksodus 32. Verder het die Here vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien, en kyk, dis 'n hardkoppige volk. Laat my dan nou gaan, Moses, en laat my toorn teen hulle brand. Ek wil hulle verteer. Dan sal ek jou 'n groot nasie maak. Maar Moses het die Here, sy God, om genade gesmeek en gesê, waarom, o Here, sou u toorn ontvlam teen die volk wat u met sulke groot krag en met so sterk hand uit Egipte gelei het? Hoekom hierdie storie? Want God probeer sê, daar is 'n einde aan my genade. My woede is daar, maar ek is stadig, maar jy toets my tot op 'n punt, en al wat jy gaan hê op daai punt, wanneer jy my druk en wanneer die rook uit my neus uitkom, is Paasfees. En as jy nie Paasfees genoeg lief het, om dit voor God te hou vir ander mense nie, en jy kan nie eens Paasfees vir jou eie siel hou nie, God raak kwaad, maar hy is stadig. Die goeie nuus van sy karakter is te stadig. Moenie jy dink jy kan iemand oordeel en hel toe stuur nie. Moenie jy dink jy weet wat die einde aan sy genade is nie. Moenie jy mense hel toe verdoem nie, want jy sit dit ver mis, want hy is baie stadiger as jy. Jy soos Moses, jy gooi sommer net goed stikkend, nie God nie. En so ons kan nie mense verdoem hel toe nie. God bepaal daai dag vir daai mens, maar genade is 'n teenvoeter vir woede. O, dis mooi. Dis so mooi. So, om daai kant toe te beweeg, ek wil net hê ons moet verstaan dat wanneer God dreig met die resultaat van sy woede, dat God se straf nie sy woede is nie. En hier is moeilik, ek gaan nou 'n bietjie, probeer net by my bly asseblief, vir nog so 10-15 minute, hoor net mooi. God se oordeel is nie gelyk aan sy woede nie. Jy kan nie elke keer as jy oordeel sien, dink, God's nou weer kwaad. Is nie waar nie. Is nie waar nie. Moenie sy oordeel vergelyk met sy woede nie, jy maak 'n fout en jy gaan 'n verhouding met God gaan skade lei. Dink aan 'n ouer en 'n kind verhouding. Dis belangrik. En hoor wat sê, ek dink ek het op die skerm gesit, dis baie belangrik. Ja, ek het dit daar gesê, dis so mooi. Jy kan jou kind straf terwyl jy kwaad is. Jy kan, God doen dit. In my woede het ek. God doen dit. Jy kan jou kind straf terwyl jy kwaad is, die pak slag gaan so 'n bietjie harder wees en jou stem gaan so 'n bietjie harder wees. Jy kan jou kind straf terwyl jy kwaad is. Alle goeie familiesielkundiges sê moenie. Wees eerder soos Jesus. Gaan vlegge sweep vir so 'n rukkie, laat 'n uur of 2 verbygaan en praat dan met jou kind. Moenie beklei met jou vrou of met jou man terwyl jy kwaad is nie, gaan eerder weg, kalmeer en kom terug. Dis goeie raad. Maar jy kan straf wanneer jy kwaad is. En dink jy ons kan dit regkry nie, maar jy kan dit doen. Jy kan jou kind straf terwyl jy kwaad is, meeste van ons doen dit terwyl ons kwaad is, maar jy mag nie jou kind straf omdat jy kwaad is nie. Sien julle die verskil? Ek is kwaad, kom hier. Okay? Ek is kwaad, kom hier. Wanneer jy in die huis instap en die wêreld het jou kwaad gemaak en jou vrou sê iets en jy reageer omdat jy kwaad is, dis nie God nie. God reageer soms in sy woede, maar nie omdat hy kwaad is nie. Jy straf jou kind want jy wil jou kind korrigeer. Straf is nie 'n produk van woede nie. Straf is 'n produk van liefde. Dis belangrik. Straf is nie 'n produk van woede nie. Straf is 'n produk van liefde, vernuwing, korreksie,
beterskap. En as jy iemand straf omdat jy kwaad is dit afbreek. Dis die duiwel. Dit is niks met God te doen. En so hoe jy jou Bybel lees gaan bepaal of God 'n skepper of 'n verwoester is. Jy moet dit raak sien. Die skepping op dag 2. Kom God en hy skei die waters van die land. Wie hou die waters weg van die land af? God. Hy hou alles in orde. Hy's dag 1, hy's die lig. Hy het die chaos en die lig geskei, die lig daar gesit wat Jesus is. Jesus hou alles in orde. Lees Kolossense. Jesus hou alles in orde. En so sodra jy Jesus wegjaag, wat gebeur met die waters en die land? Die vloed was nie God se straf per se omdat hy kwaad is nie. Die vloed is 'n reaksie van ons wat die God van orde wegjaag. Wat dink jy gaan gebeur as God die waters en die land skei en dit so hou en jy jaag hom weg? Wat gaan die waters doen? Teruggaan na waar dit was. Die chaos, hoe die aarde was chaos. Die duiwel het nie die aarde chaos gemaak nie. Toe die Here begin praat, toe's dit klaar, die waters was oor die aarde. Nou kom ons op die aarde met genade gegee en ons is arrogant voor God. En God sê, wow, ek hou die waters weg. Gaan weg God, gaan weg. Ek kan nie weggaan nie, ek hou die waters weg. Voetsek, God. Jy wil dit nie hê nie, ons wil dit hê. Jy wil. Bietjie seer hier, bietjie pak sla hier, kan julle sien wat gaan gebeur as ek weggaan? Ons gee nie om nie. OK. En God gee een tree terug en die waters kom terug aarde toe en almal is dood. Ons dink dis God wat hy sê, ek het die waters gebring. Ja, natuurlik het hy die waters gebring, want hy het teruggestaan. Maar ons gaan lees wat op dag 2 aangaan. Ons het niks anders gekry as wat was nie. As genade weggevat word, dan kry jy wat was. Dis is so belangrik om te probeer raak sien wanneer jy lees, wanneer God kwaad is, dat sy straf nie 'n produk is van sy woede nie. Anders gaan ons misverstaan. Moenie die vloed sien as God se straf nie. Sien dat God die toekoms nader bring. Nou hier gaan ek bietjie net dieper gaan. Hoor mooi. Sien dat God die toekoms nader bring. God se straf is die toekoms wat nader kom. Wat bedoel ek daarby? Eenvoudig. Wat het God gesê met die vloed? Die hele aarde was korrup. Daar was net geweld oor die hele aarde. Wat is die uiteinde van totale geweld? Dood. Hallo? Reg? Dood. En God sê die hele aarde was vol geweld, selfs die aarde homself was korrup met geweld. So as God net niks doen nie, wat sou gebeur het oor 'n paar 100 jaar? Ons sou mekaar uitgemoor het. Dit was die konklusie van wat ons gedoen het. So God kan of net staan en kyk vir 1000 jaar. En as hy wanneer hy dit doen, 400 jaar tussen Moses, 400 jaar voor Jesus. Hy kon net so gekyk het, en ek dink hy het baie lank gesit en kyk, en soos ouens, hallo, maar wat wil jy hê, moet hy net vir ewig passief bly? Nee, jy sien, as God kwaad is dit nie omdat hy jou, laat ek jou dood nie, hy soos, wel wat gaan gebeur, gaan ek nou net nader bring, want hy's God. En hy bring die resultaat van ons sonde voor ons neus. OK, waar kry ek dit vandaan? Ons Bybels, Afrikaans, soms is dit moeilik om antieke Hebreëus te vertaal in 'n taal wat anders is, maar hoor die King James Version, die oorspronklike Bybel, wat ook al, die Engelse weergawe van Genesis 6 vers 13. Hoor hoe klink dit oorspronklik? Jy kan dit in die 18 vertaling lees, of in die King James van 1911 lees, maar hier is die nuwe King James, dit sê dieselfde, al drie daai ou vertalings, sê hierdie woorde in Engels. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me. En wat dit eintlik ons Bybel sê, en God het besluit om die mens dood te maak, en ons dink dis woede. God het nie besluit om die mens dood te maak soos ons dit lees nie. God het gesien dat die einde van die mens gekom het. The end of all flesh is before me. Ek sien die toekoms. Julle is net op een rigting op pad, daar is niks anders wat julle gaan doen, wat gaan verander die trajeksie waarin julle gaan nie, en so ek gaan waarin julle gaan oor 1000 jaar nou nader bring. Julle einde is voor my, ek sien mos die toekoms, julle is klaar, is nie dat ek maak julle dood nie, julle maak julle self dood, maar ek laat die reëns oopmaak om julle toekoms nader te
bring, ons moet dit verstaan. The end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Ek gaan laat die vloedwaters kom. Ja, ek gaan dit laat gebeur, maar hoekom? Want dis julle uiteinde. Dit is so hartseer as ons verstaan hoekom God hartseer was, want hy moes dit doen. Hy kon nie net sit en kyk hoe ons dit aan onsself doen nie. Dis soos 'n goeie pa. Hier's 'n mooi storie. Moenie die vloed sien dat God die toekoms nader bring. Okay, hier's 'n mooi storie. Daar's 'n huis, jy bou 'n huis en jy sit huurders in die huis. En hulle verbreek die hele huis. Hulle maak dit onbewoonbaar. Dink dit aan hulle maak die huis onbewoonbaar. Dis jou huis, hulle maak dit onbewoonbaar. Jou hele buurt bel jou en sê, die waarde van ons buurt gaan af, die waarde van ons straat gaan af, hulle hou partytjie, hulle breek af, dis musiek, jy kan nie in die huis bly nie, daar's nou net 20,000 mense daar binne, jy breek die waarde van ons buurt af, doen iets. En ek daag daar op met 'n stootskraper, en ek skraap die hele huis om oor te bou, want dit is 'n huis wat onbewoonbaar geword het. Hy is septies en siek en besmet met pes tot in sy mure. Dis nie die huurders wat die huis regmaak nie, ek is die eienaar, ek moet die huis sloop. Is ek kwaad as ek die huis sloop? Ja. Sloop ek die huis omdat ek kwaad is? Nee, ek sloop die huis want ek is lief vir my bure. En ek is jammer dat dit so ver gegaan het. En ek wil regmaak wat verkeerd gegaan het, want ek kan en ek sal, want ek is lief. Moet nooit God se woede verkeerd verstaan nie, jy gaan 'n fout maak. Ons bring ons sonde op onsself. God is stadig om dit toe te laat. Wow, wat 'n sin. Ons bring ons sonde op onsself. God is stadig om dit toe te laat. Oh, halleluja. Dankie Jesus, dat jy stadig is. Die sonde van Kain is hy maak sy broer dood. Die sonde by die goue kalf is broers maak broers dood. Die sonde van die Farao is hy maak die toekoms en die babas van Israel dood. Die resultaat, Farao se baba word doodgemaak en sy toekoms word weggevat en hy verdrink. Hy verdrink die babas in die water, hy vind sy toekoms verdrink in die water. Hy maak babas dood, sy baba gaan dood. Jy bring jou sonde op jouself. Dis nie dat God straf Farao nie. Farao bring sy sonde oor homself, maar God is stadig. 10 pla, 10 keer. Stop dit, Farao, stop dit. Maar as jy nie luister nie, gaan jy kry wat jy skep vir jouself. Spreuke 26 sê dit so mooi om hierdie beginsel van God se straf te verduidelik, dat ons dit nie in sy woede sal sien nie, maar eerder as 'n resultaat van ons eie de mekaarheid. Iemand wat 'n vanggat vir 'n ander mens grawe, val self daarin. Die klippe wat hy in 'n ander se pad rol, sal na hom toe terugkom. Hoe mooi is dit? So pas op, voor jy dink God is vinnig om kwaad te word. Hy is nie. Hy word kwaad, maar hy is nie vinnig om kwaad te word. God is soos die son, sê ek vir myself. As jy 'n sonbrand kry, is dit omdat die son vir jou kwaad is. Nee, is omdat jy dit nie respekteer nie. Jy vrees nie die son nie. Maar die son brand jou nie, want hy's kwaad vir jou nie. Ons die woede van die son is vandag weer hier. Kyk hoe woed die son. Nee, die son is nie kwaad nie, die son is. Hy's warm. Weet dit en leef. Moenie met sonbrand rondloop nie. En as die son jou brand, moenie sê God is kwaad vir jou nie. Gaan kyk na jou leefstyl, gaan kyk na die wêreld om jou. Maar pas op voor jy net sê God is kwaad. Die son is nie kwaad nie, die son is wat dit is. En so om te land. In die Nuwe Testament kry jy hierdie gedeelte oor en oor en oor en dit word dit staan bekend as die beker van God se woede. Jesus sê, die profete praat daaroor, maar Jesus sê ek gaan drink uit die beker van God se woede. Die toorn van God is die beker waaruit ek moet drink. En alles wat jy nou gehoor het oor woede en hoe God straf, dink daaroor. Wat is daai beker? Is dit net God wat nou kwaad is en nou gaan hy iets doen en Jesus sê, ek vat nou my pappa se kwaadheid soos 'n man wat sy vrou slaan en dan staan die seun maar tussen sy ma en sy pa en dan slaan die pa maar die seun. Is dit wat jy dink aangaan in die Bybel? Jesus keer maar God se woede want God is nou net kwaad en niks kan hom kalmeer nie.
Jy gaan 'n baie wrede beeld hê en 'n misverstaan hê. In Matteus 20 vers 20 kom 'n mamma, 'n mamma, ek praat van helikoptermammies, 'n mamma kom met 2 volwasse seuns na Jesus toe. Ons ken hulle, Jakobus en Johannes die disipel. En die mamma kom na Jesus toe en sê, "Ag Jesus, ek wil jou 'n gunsie vra." Buig laag vir hom, kniel voor hom. "Ag Jesus, ek wil jou 'n gunsie vra," sê die mamma van 2 volwasse mans. "Wat 'n gunsie wil jy hê, vrou?" En sy sê, "Kan my seentjies op die dag van jou koninkryk aan jou linker en regterkant sit?" Dis nou 'n regte mamma daai. Moenie so wees nie, mammas. Moenie so wees nie, hoor. Jy embarrass jou kinders en jy weet nie om in jou baan te bly nie. Maar hierdie mamma doen dit, is interessant. En daarop sê Jesus, "Julle besef nie wat julle vra nie. Sien julle daarvoor kans om die bitter lydensbeker te drink wat vir my bestem is? Die doop waarmee ek gedoop moet word? Weet jy wat jy vra?" Hulle sê toe onmiddellik vir Jesus, "Ja, ons sien kans daarvoor." Okay. Jesus sê, "Dis waar. Julle sal daarvan drink." Julle sal daarvan drink. Wie was Johannes? Jesus se geliefde disipel. Hy het heel laaste dood gegaan. Hulle het hom gebrand, hulle het hom geslaan, hulle het hom in 'n tronkgat gegooi alleen, hulle het hom uitgehaal, hulle het hom dood. Luister, die Johannes was die laaste disipel. Dit het gevoel asof die hele wêreld gegaan, hy het niemand gehad om mee te praat. Jy dink aan die alleenheid toe Johannes die laaste disipel is wat nog vashou en almal vra en dis net hy. Daai depressie, daai alleen te wees. Johannes was deur hel. Wie is Jakobus, sy boetie? Is die heel eerste disipel om vermoor te word. Sy kop is afgekap. God het toegelaat dat Jakobus se kop afgekap word. Jakobus het van daai beker gedrink. Johannes het van daai beker gedrink. Jy moet die beker verstaan. Anders as dit verby jou kom, gaan jy ook dit net wil wegjaag. Want in Matteus 26 het Jesus 'n entjie verder neergeval met sy gesig plat teen die grond en hy het gebid, "O my Vader, as dit moontlik is, neem tog hierdie lydingsbeker van my weg. Maar doen nogtans nie wat ek wil nie." Maar wat U wil. Wat wil God? Wat wil God? Wil hy kwaad wees? Wil hy jou verwerp? Wil hy jou verwoes? Wil hy jou doodmaak? Is dit wat God wil? Wat is God se wil? God se wil is baie duidelik. Want die volgende hoofstuk staan Jesus vir Paasnaweek, vir voorbereiding, staan Jesus daar. En hy staan daar, geslaan, gemartel. En hy staan langs nog iemand. En is so mooi wanneer die Bybel sê, terwyl die skare gevaarlik saamdrom, vra Pilatus hulle, "Wie wil julle hê moet ek vrylaat?" En langs Jesus staan nog 'n man. En daai man se naam is, jy kan dit nie glo nie, hou vas vir die hoendervleis. Die man langs Jesus se naam is Jesus Barabbas. Jesus Barabbas staan langs Jesus die Messias. Jesus beteken God red. Bar beteken seun van, Bar Jona, Barabbas. En Abba beteken Vader. God red die seun van die Vaders. God red die mensdom. En ons verdien dit nie. Lukas sê Jesus Barabbas was 'n rebelliese moordenaar. En hier staan Jesus, die Messias, wat niks verkeerd gedoen het nie, en Barabbas wat moet drink van hierdie beker, en hy sê, "Wie moet ek vrylaat?" En Jesus sterf in die plek van Barabbas, die seun van die Vaders. Wat wil God hê? Hy wil hê dat jy nie sy woede proe van hom af nie. Hy wil dit hê nie. So leef daarin. Dis oké. Ek weet, dis 'n lang preek. Leef daarin. Besef net met jou hele hart wat God wil hê. Hy is stadig om vir jou kwaad te wees. Hy sal sterf in jou plek. Ja, ons is Jesus Barabbas. God red ons.
die seuns van die mense. Is so mooi. En so asseblief, soos jy deur die Nuwe Testament lees, en jy lees Romeine 1, en God sê, ek is kwaad vir die mense, en ek gee hulle oor aan hulle geneigtheid, ek gee hulle oor aan hulle sonde. Gaan lees Romeine 1, 4 keer hy sê, ek is kwaad vir die mensdom, en hier soveel wys ek's kwaad, ek gee jou oor. Ek is kwaad, hoe weet ons hy's kwaad? Ek gee jou oor. God straf jou nie, hy gee jou oor, sodat jy jouself kan regruk. En so ek eindig met 'n versie uit 2 Petrus 3, en ek lees dit vir julle, want hierdie is wat ons moet huis toe vat. In God se woede wat stadig is. 2 Petrus 3 vers 9 tot 10 sê die volgende. Die Here stel nie die vervulling van sy beloofde terugkeer uit, soos party mense dink nie. Nee, hy wag geduldig ter wille van julle. Hy wag met 'n lang neus. Hy wag en hy is stadig om kwaad te word. Hy wag geduldig ter wille van Barabbas. Hy wil nie hê. Wat wil God hê? Nie my wil nie, maar u wil. Wat wil hy hê? Hy wil hê dat hy wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie. En daarom gee hy meer tyd. Daarom is hy stadig. Dis vir jou dat hy stadig is. Sê dat hy nie kwaad is nie. Hy is kwaad, maar hy is stadig vir jou. Want sy liefde is groter as sy woede. Hy is stadig met sy woede. En daarom gee hy meer tyd, dat almal tot inkeer kan kom, Barabbas, maar die dag van die Here sal so onverwags kom, soos 'n dief. Dan sal die hemele met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame in vuur verbrand en die aarde met alles wat daarop is, soos kaf verbrand. Ja, sy woede kom, maar jy hoef nie sy woede te vrees nie. Wees eerder dankbaar vir sy liefde. Want ja, God is vreesaanjaend, hy is die son. Hy is baie stadig om kwaad te wees vir jou. So gaan kniel voor hom met dankbaarheid. Gaan kniel voor 'n barmhartige en 'n genadige en 'n loyale en 'n getroue God. Want hy is ook stadig. En hy sterf in jou plek, want hy is stadig. Om kwaad te word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil net vir u dankie sê. Dankie vir hierdie 5 karaktereienskappe. Dit roer ons in 'n diep plek. Dit beweeg ons aan die binnekant om te weet dat hierdie wêreld vinnig is om vinger te wys en te sê God is kwaad, God is kwaad. Kyk jou God, kyk wat doen jou God. Kyk daar het jou God dit gedoen. En hulle verstaan nie en woede nie. Maar ons doen. Ons sien dit raak in die mooiste plekke. Wanneer u so geduldig is met ons. Wanneer jy die volste reg het om net te brand en net waters te stuur. Maar jy stuur nie die waters wanneer ons dink jy dit doen nie. Jy gee ons net wat ons vra in ons eie hardkoppigheid. En so Here, breek ons hardkoppige harte. Al maak dit seer. Ons sal dit nie sien as woede nie. Ons sal dit sien as liefde. Breek ons selfsugtige gedrag. Ons sal u nie sien as kwaad nie. Ons sal u sien as liefdevol en getrou. Maar kom breek binne in ons dit, wat eendag u woede gaan laat ontvlam, sodat ons nie dit hoef te smaak nie. Maar as ons hierdie wêreld se woede moet proe, as ons die wêreld se verafgryslike woede moet proe, Here, hoe anders gaan ons aan hulle genade bewys? So wees ons genadig, sodat ons aan 'n wêreld wat kwaad is, genade kan bewys. Dankie, Here. Maak hierdie kerk relevant. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. En amen. Ek is so lief vir julle. Dankie, gaan stoei hiermee. Dis 'n moeilike konsep, gaan stoei met God wat stadig is om kwaad te wees. Ek sien julle volgende week, gaan kyk ons na God se getrouheid. En dis amazing. Dit gaan lekker wees. Ek is so lief vir julle. Geniet die week. Geniet God se vrede en die seën met wat julle in die week gebeur. Mag julle in God se liefde leef.
Amen. Amen. Ons gaan